Hallo, ek is Hannes Windel van die NG Gemeente Sonhoogte. Vanjaar se Pinksterreeks handel oor die boek Openbaring en meer spesifiek die briewe aan die 7 gemeentes. Eintlik is die hele boek Openbaring gerig aan die 7 gemeentes. Openbaring is vir sommige mense 'n fascinerende boek. Ander mense is skrikkerig om die boek te lees. Die boek handel in hoofsaak oor God se stryd teen die bose, en dit skryf baie mense af. Maar 'n mens moet verstaan dat dit eintlik 'n troostboek is wat aan die kerk gerig is. Daarom is dit baie waardevol om die boek Openbaring te lees, veral wanneer 'n mens in die mekaar tye leef. Kom ons begin. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy bly getrou, hy laat nooit die werke van sy hande vaar nie. Amen. Genade vir jou en vrede van God ons Vader, Jesus Christus die Here, deur die werk van die Heilige Gees. Ons lees 3 gedeeltes uit Openbaring 1, vers 1 tot 6, vers 9 tot 13 en vers 17 en 18. Openbaring 1 handel oor die bekendstelling van die boek. Voor ons lees, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons het pas bely dat U ons God is, wat ons geskep het en ons bewaar. Ons het onlangs gevier dat Jesus gekruisig is, opgestaan het en lewe. Dit het hy gedoen om ons te verlos, om vir ons 'n nuwe lewe te skenk. Dankie dat ons ook nou in die tyd van die Heilige Gees opnuut kan nadink oor wat dit vir ons beteken om gelowiges in hierdie wêreld te wees. Help ons deur die Heilige Gees, om wanneer ons na U woord luister, U stem met ons te oorpraat. In Jesus se naam. Amen. Openbaring 1 vers 1 sê, wat hier volg is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moes gebeur, vir hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Johannes is die getuie van wat God gesê het en wat Jesus Christus bevestig het. Hy getuig van alles wat hy gesien is. Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. Van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. In vers 9 staan daar, ek Johannes is julle medegelowige, en deur ons verbondenheid met Jesus, het ek saam met julle deel aan die verdrukking, en aan die koninkryk, en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarin ek verban was, omdat ek die woord van God, en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer, en het ek agter my, so hard soos die geluid van 'n trompet, 'n stem hoor sê, skrywe wat jy sien in 'n boek op, en stuur dit vir die 7 gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat, en toe ek omgedraai het ek 7 goue staanlampe gesien, en tussen die 7 lampe, iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad, en 'n goue band om sy bors. In vers 17, toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval, en bly lê, soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat, en vir my gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood, en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Die boek Openbaring is 'n boek wat ons nie moet verwaarloos nie. Die boek vertel vir die kerk
wat in moeilike tye, deur mekaar tye leef, 'n baie belangrike boodskap. Die eerste deel van die boodskap, wat ons in hoofstuk 1 aantref, is dat die boek handel oor die drie-enige God. Dit is God wat homself aan ons bekendstel. Hy stel homself bekend as die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En God word genoem die een wat is, en wat was, en wat kom. En Jesus word genoem die geloofwaardige getuie, die eerste een wat uit die dood het opgestaan het. En die Heilige Gees het 'n besondere naam, dit word die 7 geeste van God genoem. En wat so opvallend in die boek Openbaring is hoe die Vader en die Seun en die Heilige Gees werk te midde van alles wat aan die gang is. Dit is 'n deurmekaar wêreld waarvan Openbaring vertel. Maar derentyd is God die Vader, die Seun en die Heilige Gees besig om te werk. En wat veral opvallend is hoe die drie-enige God na mense uitreik, na mense in nood uitreik, hoe die drie-enige God in die wêreld vir mense hoop gee. Die tweede belangrike aspek wat in hoofstuk 1 van Openbaring aan die orde kom, en wat deur die hele boek Openbaring loop, is die feit dat dit te doen het met die wêreld en met lewe. In die wêreld waarin ons leef, is daar baie dinge wat gebeur. In die wêreld waarin Johannes geleef het hulle geweet van die Pax Romana. Vir meer as 100 jaar was die Romeine nou in beheer van die bekende wêreld. En hulle het aangekondig dat hulle die Pax Romana, die vrede van Rome, gebring het. Maar as jy om jou rond gekyk het jy nie vrede gesien nie. Daar was geweld, daar was onreg, daar was armoede, daar was hartseer, daar was nood, daar was lyding. Die Romeine het nie gebring wat hulle beloof het nie, vrede. En in hierdie wêreld is die drie-enige God aan die werk. Hy is besig om sy koninkryk te vestig. Die derde belangrike saak wat in die eerste hoofstuk van Openbaring en deur die hele boek van Openbaring duidelik word, is dat daar hoop is. God bring hoop. As die Here homself aan Johannes openbaar op die eiland Patmos, dan is Johannes eintlik in 'n benarde situasie. Hy is daardeur verban, maar God openbaar hom aan hom. Hy praat met hom, hy gee vir hom boodskappe, en die boodskappe wat hy vir hom gee, is hy vertel van 'n toekoms wat God besig is om te bewerk. Hy praat van die nuwe Jerusalem, die nuwe skepping, die nuwe hemel en die nuwe aarde, en dat te midde van al die stryd hy aan die werk is. Die laaste belangrike saak waarom Openbaring so belangrik en waardevol vir ons is dat in die boek Openbaring gaan dit oor die gemeente, oor 7 gemeentes. En die 7 gemeentes word aan 7 plekke gekoppel, dorpe en stede, Efese, Pergamum, Smyrna, Sardes. En wat beteken dit? God gebruik gemeentes in sy plan. God plaas gemeentes in dorpe en stede op plekke, sodat hulle vir die gemeenskap betekenis kan hê. Dit is die boodskap wat God wil laat oordra deur die gemeentes. En wat so treffend is van hierdie verhaal, is dat Johannes sien dat die een soos die seun van die mens tussen die 7 lampe rondloop. En die 7 lampe stel die 7 gemeentes voor. En wat verklaar hy? Hy verklaar, ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk ek lewe in alle ewigheid. As hy by die kerk is, dan maak dit 'n verskil. Daarom moet ons nie die boek Openbaring verwaarloos nie. Dis die boek wat vir ons vertel hoe die drie-enige God in die wêreld werk, hoe hy hoop skep en hoe hy deur gemeentes uitreik na die gemeenskappe in die wêreld. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat U ons vertroos, dat U vir ons sê dat in hierdie tyd wanneer die wêreld vir ons te mekaar is, dat U by ons is, dat U ons inspireer vir die nuwe toekoms. En mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en
en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en by jou bly. Amen.